Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Efesiërs 2, vers 4 tot 10. Kom ons lees saam. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierendheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dis nie uit julleself nie, dis die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Vandag wil ek begin met 'n storie. Beide my kinders het dieselfde graad 1 juffrou gehad, Stephanie. En natuurlik het ek al gevra, kan ek die storie deel. Stephanie het 'n groot indruk op ons as gesin gemaak en 'n sterk fondasie in ons kinders se lewe gelos. Maar een van die dinge wat ek vir altyd sal onthou van haar, is hoe sy daardie graad eentjies ontmoet het waar hulle was en elkeen uniek behandel het vir wie hulle is. Veral die een beeld sal by my bly, hoe sy op die mat saam hulle gaan sit het, vir hulle gelees het, geleer en saam hulle gespeel het. Daardie kinders het aan haar lippe gehang en ek seker, dis vandag nog so. Soos 'n moeder hen, maak sy almal onder haar vlerk bymekaar. In my gedagtes het ek gesien hoe die Here dit met ons doen. Hy kom na ons toe, soos ons is en gee vir ons liefde en genade, sonder dat ons enige een van dit verdien. Hy kom sit by ons, vertel ons wie ons is en leer ons alles wat ons moet wees en doen. In hierdie gedeelte van vandag herinner Paulus ons aan wie God is, wat hy vir ons gedoen het en waarom hy dit vir ons gedoen het. En dan sê hy vir ons wie ons is en wat ons saam hom moet doen. Hierdie teks nooi ons om te besin oor die genade van God en die lewe wat hy ons gegee het, maar ook om hierdie nuwe lewe in aksie te bring. En hoe ons diep innerlike belewennisse van God se genade kan beleef en dat daai genade ons lei om ook ander te dien. Net soos wat God na ons toe kom, by ons kom sit so Stephanie en vir ons gee alles wat ons nodig het, word ons genooi om net soos hy uit te gaan en dieselfde te doen in 'n wêreld wat hierdie boodskap van liefde en genade so nodig het. My kinders verskil so 3 jaar en nou wil die oudste een die jongste ene leer op die mat soos juffrou Stephanie dit gedoen het. Daar's 'n spreekwoord in ons huis wat sê pompoentjies steek pompoentjies aan. En dit is iets wat Stephanie gedoen het, maar wat hulle voel, maar dis iets wat ek ook nou kan doen. Ons word uitgenooi tot aksie. Die woorde van Paulus, ons is sy maaksel. Dit sê vir my, ons is gemaak deur hom, maar ook gemaak soos hy, en om te doen wat hy self sou doen. Hierdie skrif in Efesiërs vat my na die skepingswoorde in Genesis. Kom ons maak mense na ons beeld en ons gelykenis, soos die Here, soos ons. En Jesus se woorde, gaan uit en maak disippels van my, die disippels van my, en leer hulle alles wat ek aan julle gegee of beveel het. My woorde, sy word replikas van dit wat God doen. Dis ons uitnodiging, dit is die groot uitnodiging vir elke volgeling van Jesus. Leonard Sweet sê, ons almal is klein Jesusse in hierdie wêreld. Om ander te dien is nie 'n opsionele deel van die Christelike lewe nie, dit is die kern van wie ons is in Christus. Ons leef nie net vir vandag nie. Ons leef nie net vir nou nie, ons leef vir ewig. En alles wat ons aanpak en wat ons saam met die Here doen, het ewigheidswaarde. Dit beteken dat elke dag 'n kans is
om God se liefde te wys aan hierdie wêreld. Efesiërs 2 sê ons is sy maaksel. 2:10, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus om goeie werke te doen. En hierdie goeie werke is nie 'n manier om God se liefde te verdien nie, maar 'n reaksie op wat hy reeds vir ons gedoen het. Ons word geroep om hierdie liefde wat ons beleef met ander te deel, deur goeie werke en diensbaarheid. Iemand het eendag gesê, dien is nie iets wat ons moet doen nie, maar iets wat ons wil doen, omdat ons so diep geraak is deur God se liefde. Sy reaksie, God het ons eerste lief gehad. Dis nie 'n aksie wat ek moet loods om iets in hierdie wêreld te doen met liefde nie. Nee, dis 'n reaksie. Ek reageer op die liefde wat God vir my het. En dan kan ek nie anders as om uit te gaan nie. Dis 'n natuurlike uitvloeisel van ons nuwe lewe in Christus. Deur ander te dien, reflekteer ons die liefde en genade wat ons van God ontvang het en vervul ons die doel waarvoor hy ons geskep het. Hierdie werke is deel van God se plan vir ons, elkeen van ons, niemand uitgesluit nie. En hy het ons elkeen unieke gawes gegee om ander te dien. Ons is nie net gered om hemel toe te gaan nie, né? Maar om sy liefde hier en nou te reflekteer, om iets van hemel hier te beleef. Ek dink aan die woorde van Oliver Holmes wat gesê het, some people are so heavenly minded that they are of no earthly good. Ons word nie gered om net hemel toe te gaan nie. Ons word gered sodat ons saam Christus kan lewe in die lewe wat hy vir ons bestem het. Wat hy vir ons gedroom het en wat hy vir ons gegee het voor die grondlegging van hierdie wêreld. In Jesus se woorde, die koninkryk van God het gekom en is hier. Dis nou. En ons kan saamgaan. Wonderlik om dit as 'n geskenk te ontvang. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u genade, vir u liefde in ons lewens. Dankie dat u ons lei na groter stories, groter oomblikke, groter momente in ons lewens. Dankie dat ons voorbeelde kan hê van u, van ander, van 'n Stefanie, wat ons lei om met oop gedagtes na ander mense toe te leef. In Jesus naam. Amen.